wêreld wat vir my wag. Ek leer en ek speel saam met almal net in die storie. Die storiekas is al 2 jaar oud. 2 jaar van lekker luister en lag. Dankie vir almal wat saam met ons kuier. Dit was nou al lekker warm in die groot bos, maar gelukkig was daar groot bome om die diere te beskerm teen die son. Maar op die plaas was dit 'n ander storie. Die plaas het nie baie bome gehad nie, net 'n baie groot boom voor in die tuin. Dit was altyd Katrein se gunsteling plek om te speel. Sy het gewens sy kon eendag vir Mila muis gaan wys. Ewe skielik hoor Katrein mevrou Boer gil in die huis. Sy hardloop vinnig by die boom af en spring deur die venster. Nog voordat sy op haar voete kan land, gryp mevrou Boer haar in die arms. Jou tannie en niggie gaan kom kuier, Katrein, Sê mevrou Boer. Nou ja, dit was nie regtig Katrein se tannie en niggie nie. Dit was mevrou Boer se jonger sussie en haar kat Maxie wat op die plaas kom kuier. Katrein het baie lanklaas vir Maxie gesien. O, aarde, dink Katrein. Wat van Mila muis? Hoe gaan ek dit regkry om vir Mila muis weg te steek vir Maxie? Katrein mel en vleg haarself om mevrou Boer se bene, met die hoop dat mevrou Boer nog gaan vertel van die groot kuier van haar familie. Hulle bly net vir 'n aand, want hulle is op pad na die stad toe, ander kan die groot bos. Sê mevrou Boer. Ag, dankie tog. Net 1 aand, dink Katrein verlig. Ek sal maar vir Mila muis genoeg kos en water moet gee om die dag te hou. As Maxie die postiemuise sien, is daar groot moeilikheid, dink Katrein. Toe Boer en sy vrou gaan slaap, hardloop Katrein na die gaatjie toe in die muur. Mila, fluister Katrein. Mila kom uit by die gaatjie en vryf haar oogies. Wat is dit, Katrein? Het iets gebeur? Het jy seer gekry? Vra Mila bekommerd. Nee, ek wil net vir jou sê dat my niggie Maxie môre kom kuier. Hulle gaan die hele dag en nag hier wees, so julle mag nie uit die gaatjie uitkom nie. Hier, ek het genoeg kos en water vir julle bymekaar gemaak vir die dag, sê Katrein. Dis sleg. Ek het nog altyd gewonder wie jou familie is. Is jy seker ek kan nie vir Maxie ontmoet nie? Ek beloof, ek sal my baie mooi gedra. Dis nie oor jou wat ek bekommerd is nie, maatjie, dis oor Maxie. Ek weet nie wat sy sal doen as sy jou sien nie. Onthou, sy's 'n kat en jy's 'n muis. Maar ek sal eers hoor wat sy sê, sê Katrein. Die volgende oggend jaag daar 'n kar by die plaashek in. Jy hoor net hoe die musiek in die kar blaar. Katrein lê in die oggendson en hoor die vreeslike geraas, maar sy lig nie eens 'n ooglid nie. Sy weet mevrou Boer se sussie is maar 'n raserige een. Katrein! Kyk hoe groot is jy? Ag, is jy nie net die mooiste ding in die wêreld nie? Sê mevrou Boer se sussie en druk vir Katrein styf vas. Toe Katrein weer sien, toe staan Maxie voor haar. Hoe hou jy dit met haar geskree, Maxie? Vra Katrein. Dis maar moeilik, nig. Sy skree so vir alles, Sê Maxie. Katrein en Maxie het so vinnig as moontlik boom toe gehardloop en heel bo gaan sit. Katrein wou met alles in haar van Mila muis vertel. Toe knyp sy haar oë styf toe en neem die kans. Maxie, hoe voel jy oor muise? Het jy al ooit met een gepraat? Vra Katrein. Muise? Praat jy nou van die klein diertjies wat katte in die nag vang? Praat! Katrein, het jy koors? Vra Maxie effens verward. Katrein loop op en af op die boomtak. Kom ek vra jou so. Wat jy al ooit vriende met iemand wat anders is as jy? Ja, kus. My beste maatjie by die huis is Pieter Padda en sy vrou Patricia. Hulle is dierbaar. Hulle is brilpaddas, Sê Maxie. My beste maatjie is Mila muis. Sy en haar mamma en pappa bly in ons huis in 'n klein gaatjie in die muur. Gaan jy hulle vang? Asseblief moenie hulle vang nie, smeek Katrein. Katrein, waarvan praat jy? Ek is 'n vegetariër. Ek eet nie vleis nie. Sê Maxie. Katrein bars uit van die lag en val amper van die tak af. Nou het ek alles gehoor. 'n Kat wat 'n vegetariër is. Maxie, die stad het jou hopeloos te vol femies gemaak. Maar hierdie is wonderlike nuus. Nou kan ek jou voorstel aan Mila muis.
Ons sal net wag vir die mense om vanaand klaar te braai en dan gaan ons na die postiemuise toe. So sê bietjie vir my, wat eet jy as jy nie vleis eet nie? Vra Katrein. Wel, ek eet meestal vrugte. Piesangs is my gunsteling. Ek is gek oor kiwivrugte en span spek. En waterlemoen. Mevrou Boer se sussie gee my altyd waterlemoen op my verjaarsdag, Sê Maxie in haar mond water sommer. Net toe hoor hulle hoe die mense nag sê vir mekaar en Katrein en Maxie spring vinnig deur die venster. Hulle loop na die gaatjie toe in die muur en Katrein fluister. Mila, dis veilig. Maxie is 'n vegetariër. Maxie is 'n wat? Kom Mila deur mekaar by die gat uit. Voor haar staan 'n groot grys kat met strepe op haar lyf. Sy is pragtig. Katrein vertel vir Mila wat 'n vegetariër is en hulle almal lag lekker saam. Net toe gil iemand iewes skielik. Mevrou Boer se sussie het by die kamer uitgekom en gesien hoe Mila by die sitkamer inhardloop. Maxie! Daar is 'n muis! Vang haar! Skree mevrou Boer se sussie. Katrein en Maxie kyk net vir mekaar en besef wat hulle nou moet doen. Skus Mila, maar ek moet nou maak asof ek 'n regte kat is wat vleis eet. Sê Maxie en woeps, gryp sy vir Mila met een hap en spring deur die venster. Katrein hardloop agter Maxie en Mila aan met die hoop dat Maxie se vegetariër storie nie net 'n grappie was nie. Sy was nou baie bekommerd oor haar beste maatjie. Toe Katrein weer sien, is Maxie met Mila in haar mond by die boom op en sy gaan sit op die heel hoogste tak. Al wat by Maxie se mond uitsteek, is Mila se stertjie. Maxie, los nou dadelik vir Mila. As sy iets oorkom, sal ek jou by die tak afgooi, sê Katrein kwaai. Maxie maak haar mond oop en laat vir Mila uitkom. Genade nig, ontspan. Dit was net 'n vertoning. Kyk, Mila is veilig en maak niks nie. Sê Maxie. Mila muis sit in bewe op die boomtak. Dit was baie hoog en haar hele lyfie was vol van Maxie se spoeg. Dit was vir haar aaklig. Mila, is jy reg? Vra Katrein. Mila neem so 'n paar oomblikke om mooi te dink wat nou aangaan. Dis die beste dag van my lewe. Dit was nou so opwindend. Dit het gevoel asof ek in 'n fliek speel. En kyk net hoe hoog is ek. Ek voel soos 'n voeltjie. Dit is regtig ongelooflik. Sê Mila vol verwondering. Die drie van hulle bars uit van die lag op die hoogste boomtak. Niemand het gedink die aand sou so opwindend uitdraai nie. En van daardie dag af het Maxie kat en die postiemuise sommer baie goeie vriende geword. As jy die Storiekas wil ondersteun met 'n finansiële bydrae, volg asseblief die skakel op ons sosiale media.